Eksodus, hoofstuk 35. En Moses het al die Israeliete bymekaar laat kom en vir hulle gesê, dit is wat die Here julle beveel. 6 dae in die week kan julle werk, maar op die 7de dag moet julle volkome rus, omdat dit 'n heilige dag is tot eer van die Here. As iemand op die 7de dag werk, moet hy doodgemaak word. Niemand mag eers 'n vuur aansteek in sy huis op die Sabbat nie. Toe het Moses aan die Israeliete by die vergadering gesê, die Here het ook die volgende beveel. Elkeen van julle moet 'n offergawe aan die Here bring uit dit wat julle besit. Met 'n gewillige hart moet julle die volgende offergawe aan die Here bring: goud, silwer, koper, pers, purperrooi en bloedrooi wol, asook fyn linne en bokhaar, ramsvelle wat rooi gekleur is, robbevelle en hout van die akasiaboom, olyfolie vir die lampe, speserye en kruie vir die salfolie en die geurende wierook, asook onyx en ander edelstene vir die skouerkleed en borstas. Elkeen van julle wat die vaardigheid van vakmanne het, moet nader kom en alles maak wat die Here beveel het om te maak. Die tabernakel met sy tent en die seile wat bo-oor moet kom, die hakkies en die style, asook die dwarshoute, pilare en die voetstukke, die ark met sy draaghoute, asook die versoendeksel wat bo op die ark rus, die voorhangsel wat dien as 'n skeiding tussen die tabernakel en die allerheiligste deel, die tafel en sy draaghoute met al sy gereedskap en toebehore, asook die toonbrode wat op die tafel staan, die kandelaar verlig met al sy gereedskap en toebehore, asook die lampe en die olie daarvoor, die reukaltaar met sy draaghoute, asook die salfolie en die geurende speserye vir die reukwerk, die gordyn wat by die ingang van die tabernakel hang, die brandofferaltaar met sy rooster van koper, asook sy draaghoute met al sy toebehore en gereedskap, die waskom met sy voetstuk waarop dit rus, asook die behangsel wat dien as muur vir die voorhof en die gordyn vir die ingang tot die voorhof, al die tentpenne vir die tabernakel en die voorhof, asook hulle toue, die kunstig geweefde klere as ampsdrag waarmee diens gedoen moet word in die heiligdom. Dit is die heilige klere van Aaron en sy seuns. Hierop het die vergadering van die Israeliete van Moses af weggegaan. Toe het elkeen wat dit goed gevind het in sy hart en wat deur sy gees daartoe gedryf is, 'n offer vir die Here gebring vir die werk aan die tabernakel, die heilige klere as ampsdrag, asook al die ander werk daaraan verbonde. Almal wat dit goed gevind het om iets te bring, mans sowel as vroue, het allerhande goue goed gebring. Dit is goue gespes, oor- en vingerringe, asook hangertjies wat om die nek hang wat hulle gebring het om aan die Here te wy as offergawe. Die van hulle wat pers, purperrooi en bloedrooi materiaal, asook fyn linne, bokhaar en rooi geverfde rams en robbevelle gehad het, het dit ook gebring. Die van hulle wat silwer en koper gehad het, het dit gebring as offergawe aan die Here. En die wat in besit van akasiahout was, het dit gebring vir al die werk waarvoor dit gebruik kon word. Die kunsvaardige vroue, wat met pers, purperrooi en bloedrooi wol en fyn linnedraad kon weef, het dit gebring. Die kunsvaardige vroue wat weet hoe om met bokhaar te spin en wie deur hulle harte daartoe beweeg is, het die bokhaar gespin. Die volksleiers het onyxstene en allerhande ander edelstene gebring vir die skouerkleed en die borstas. Hulle het ook olie vir die kandelaar, asook salfolie en speserye vir die reukwerk gebring. Die Israeliete, elke man en vrou, het soos hulle in hulle harte daartoe gedryf is, dit as vrywillige offergawe aan die Here gebring, soos die Here by monde van Moses beveel het vir die dienswerk. Toe sê Moses vir die Israeliete, uit die stam van Juda het die Here vir Besaliel, die seun van Uri en die kleinseun van Gur, by die naam geroep. Die Here het hom met sy gees vervul, sodat hy met wysheid, kennis en bekwame vakmanskap die werk kan doen, om allerhande kunsvaardige en vindingryke planne uit te dink en uit te voer met die goud, silwer en koper. Hy sal ook die edelstene kan bewerk en monteer. Daarby sal hy ook die houtwerk kan behartig en hy sal met die nodige kunsvaardigheid en bekwaamheid as vakman optree. Hy sal ook ander mense die vaardigheid kan leer. Saam met hom het die Here vir Oholiab, die seun van Ahisamach, uit die stam van Dan, vervul met die vaardigheid van kunstige vakmanne, om allerhande kunstige werk te doen met pers, purperrooi en bloedrooi wol en fyn linne, soos net 'n wewer kan. Hulle sal al die werk kan doen,
asook kunstige planne kan beraam.